Geliefdes, ons praat oor Jesus se kruiswoorde. Daardie 7 laaste woorde wat Jesus op die kruis uiter. En ek dink wanneer 'n mens weet dat dit jou einde is en jy in daai moeilike situasie is, gaan jy nie, verskoon die uitdrukking, nonsens praat nie. Jy gaan nie ydelle goedjies kwytraak nie. Jy gaan goed sê wat saak maak. En daar's 7 van hierdie kruiswoorde en ons gaan nie by al 7 uitkom nie. Maar ons het begin waar Jesus se gebed aan daai kruis was, Vader, vergeef hulle. Voor verlede week het ons gekyk na die krimineel wat langs Jesus hang. En Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So 2 weke terug is ons by ons kinders. Ons kuier nou nie meer by ons kinders nie. Ons kuier by ons kleindogter. Ons kinders is nou net daar. Maar 2 weke terug is ons daar en ons het beplan om oor te slaap. En daai aand, nadat die klein ding gebad is en gevoed is en dink dit was hier na 8. Ewe skielik begin hierdie babietjie droewig huil. Dit maak nie eintlik lekker sin nie, want sy's nou skoon en droog en gevoed. Maar hierdie huil is naderhand nie meer droewig nie, dis nou hartverskeurend. En ons het lanklaas babietjies gehad. Ek weet nie, ons raak bietjie verboureerd, wel ek raak toe verboureerd. En ek kan sien, ons kinders raak ook so bietjie ongemaklik en dadelik sê hulle kan nou nie verstaan nie, want dis nou die laaste paar aande, elke aand dieselfde tyd, dieselfde ding. Die vorige aand het hulle gemedisyne all, maar niks van werk nie. En op 'n stadium sê ons sê nee, hy het nou gegoogel en hulle sê this it's the witching hour. En ek raak toe sommer nou op stropelis met hierdie witching hour en ek sê toe nee, Braggie, waar is jou salfolie? En ek sê nee, kom laat ons nou hierdie witching hour ding bestraf en ons salf die babietjie en ons bid vir haar en sy het nie kalm geword nie. Sy het kalmer geword. En eventually sê Braggie, weet wat, kom ons gee vir haar net nog bietjie melk. Daai babietjie huil so asof hierdie mense wat haar nou net gebad het en gekleed en gevoed het, haar nou gaan verlaat en haar op haar eie los. En nou, jy kan bietjie gaan kyk na die hele ding oor die witching hour. Nou sê hulle, daar sekere goed wat kan gebeur. So die kind kan nou sporadies groei in daai tyd. Dis ook 'n tyd wanneer die kind eintlik half verlate voel, omdat dit donker is, voel hulle half vreemd en. Maar die naam is nou daai tyd wanneer die geeste begin operate. Die goed hou glad nie met mekaar verband nie, maar die naam het my afgesit en ons het daarteen gekom. Maar die gedagte is, hierdie kind beleef 'n angs, 'n benoudheid, 'n vorm van verwerping, asof hierdie mense wat haar nou net kos gegee het, haar nooit weer gaan kos gee nie. So sy moet seker maak, hulle los haar nie, hulle moet weet dat sy daar is. In Jesus se moeilikste oomblik aan die kruis, is dit nie net donker, emosioneel en spreekwoordelik nie.
Wanneer Matteus sy evangelie skryf, dan sê Matteus 27 vers 45, dat dit die 6de uur, het daar 'n fisiese duisternis oor die hele aarde gekom. 12 uur in die middag, word dit stik nag donker, tot by die 9de uur. Dit word fisies om Jesus donker, boonbehalwe al die ander donkerheid. En dan sê Matteus, en omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is my God, waarom het U my verlaat? Hy het met 'n groot stem in hierdie ongekende, ongehoorde duisternis roep hy uit. Die King James Version sê, he cried out, my God, why have thou forsaken me? Hoekom het U my verlaat? U rug op my gedraai, my geabandon. Dis 'n groot vraag, waarom? En geliefdes, die waaroms van die lewe is altyd groot, nie waar nie? Waarom het U my verlaat? Why have you forsaken me, abandoned me, my gelos? En dis hierdie vraag van Jesus, wat eintlik baie ander vrae ontketen. Dit lei onwillekeurig na ander vrae, selfs vrae in ons eie gedagtes, maar kan God regtig waar sy seun verlaat? Jesus was dan self God. So, is dit enigstens moontlik dat God dan God kan verlaat? Sal God sy seun verlaat? Voel dit nie half onregverdig nie? Maar dis ook hierdie einste vraag wat jou en my kan laat vra. Maar as God dan sy seun verlaat, kan God dan my verlaat? As God dan sy rug op sy seun keer, is dit dan moontlik dat God sy rug op my sal keer? Geliefdes, hierdie is moeilike vrae. Maar dis tog relevante vrae, dis ontnigterende vrae. En hier aan die kruis, Jesus se laaste oomblikke, sy laaste woorde, vra hy, my God, waarom het U my verlaat? Geliefdes, Jesus gryp nie hierdie woorde uit die lug uit nie. Jesus kom en hy haal Psalm 22 aan. Dis die woorde van Dawid, waar Dawid sy Psalm begin met hierdie einste woorde. My God, waarom het U my verlaat? So iemand het hierdie woorde gevra voor Jesus. Waarom? Why? En as ons nou dink aan Dawid, dan weet ons nie presies wanneer en wat die omstandighede was waarin hy homself bevind het, dat hy hierdie woorde uiter nie. Maar een ding wat ek en jy verseker kan weet, is dat Dawid, en ons ken sy lewe en ons lees oor sy lewe, Dawid het sy quota moeilikheid gehad in hierdie lewe. Hy het sy quota donker oomblikke gehad, hy het sy quota swaar kry en lyding besef. En as jy na Dawid se psalms kyk en jy lees Dawid se psalms, dan sal jy weet, daar was tye in Dawid se lewe wat hy angstig was, wat hy benoud was. Daar was selfs tye in Dawid se lewe waar hy depressief was.
Nou, ons weet iets van Dawid se lewe. Dawid het 'n voorganger gehad, koning Saul. En ek en jy weet, daar was 'n tyd toe koning Saul Dawid wou doodmaak. By meer as een geleentheid. Daar was 'n losprys op Dawid se kop. Dawid moes by geleenthede vlug en wegkruip in grotte vir hierdie bloeddorstige aanvalle van koning Saul. Toe Dawid eventually koning geword het, toe sy eie seun daarop uit om hom dood te maak sodat hy koning kan word. So Dawid het sy quota moeilikheid gehad, sy quota lyding ervaar en in hierdie hele proses weet ek en jy, verwek hy 'n kind by Batseba en daai kind sterf in die eerste week van daai kind se lewe. So sal jy met my saamstem dat Dawid iets verstaan het van swaar, van lyding, van pyn, van seer, van verwerping, van wat ook al, jy noem dit wat jy wil, 'n donker tyd, donker oomblikke. En dit moes in hierdie tyd wees, wat Dawid hierdie psalm skryf met hierdie woorde, my God, waarom het U my verlaat? Geliefdes, en dalk ken ek en jy in ons lewens ook sulke donker oomblikke. Sulke oomblikke van lyding en stryd en swaar, waar ons ook wonder, het God aan ons verlaat? Het God dan sy rug op ons gekeer? Het God ons verwerp? Want hoe meer ons roep, hoe minder hoor ons. En geliefdes, dis hier die einste woorde wat Jesus meer as 1000 jaar later na Dawid daar aan die kruis uitroep. My God, waarom? So met al die vrae in ons gedagtes en ook ons eie vrae, kan ons vanmôre vir 'n oomblik hierna kyk. En waartoe Dawid se woorde en Jesus se woorde jou en my uitnooi in ons eie donker oomblikke, in ons eie vrae, waarom? En ek dink die eerste vraag wat ons moet vra wanneer ons na Dawid se lewe kyk, en ek fast forward nou ter wille van tyd, die eerste vraag wat ons vir onsself moet vra is, maar het God dan vir Dawid verlaat? Het God Dawid alleen gelos? Het God sy rug op Dawid gedraai? En dan die eerste antwoord wat ek en jy vanmôre wil sê, is nee, beslis nee. En die rede hoekom ons vanmôre kan sê nee, is omdat ons Dawid se storie ken. Ons kyk terug. Maar dink vir 'n oomblik, jy het nie Dawid se storie geken nie. Maar ons moet vanmôre sê, nee, God het nie sy rug op Dawid gedraai nie. En toe het ek nou gedink, okay, hoe gaan ek dit nou bewys? Daar's seker baie bewyse, maar ek wil jou net na een ding toe vat. En dis wanneer jy van die Ou Testament af na die Nuwe Testament toe blaai, die eerste boek, die eerste evangelie, die evangelie van Matteus hoofstuk 1, vers 1, lees ons die geslagsregister van Jesus Christus, en kyk wat staan daar. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. So, kom ons begin by Abraham. Abraham was eintlik die vader van geloof. Die Joodse geloof. Julle ken mos sy storie, hy het alles verlaat, want God het vir hom gesê, kom volg my. Ons gaan nou weer terugkom daarna toe. Maar hy was die middelpunt. Hy was die beginpunt. Okay?
En as jy na die Nuwe Testament toe gaan, wie is die sentrale figuur in die Nuwe Testament? Jesus Christus. Wow. So, dink bietjie daaroor. Abraham, die vader van geloof, en Jesus Christus, die sentrale figuur, en wie's in die middel? Wie's in die middel? Dawid. So wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat, God het nie sy rug op Dawid gedraai nie. Inteendeel, God eer Dawid op so 'n plek, dat wanneer Jesus se geslagsregister genoem word, dan word daar gesê dat Jesus die seun van Dawid was. Is nie mooi nie? Dis mooi. So God verhoog hom. So sal jy met my saamstem dat God nie sy rug op Dawid gedraai het nie. Dat hy nie Dawid alleen gelos het nie. Maar tog voel Dawid op 'n dag, op 'n plek, en miskien by baie plekke en geleenthede, dat God my verlaat het. Dikwels hoor ons, maar soms is dit eintlik maar onsself, wat eintlik maar Dawid se woorde ook in ons eie lewens artikuleer. Partykeer wil ons dit nie hardop sê nie. Partykeer voel ons, maar ons wil nou nie dit hardop sê nie, want ons wil nou nie God te nakom nie, jy weet. Ons wil nou nie God offend deur hardop te sê, waarom het U my verlaat nie. Maar ons dink dit. Nou geliefdes, God is God. God weet wat ons dink. God weet wat ons voel. En kan ek net sê, besides that, hy kan dit hanteer. Hallo? Ongeag wat jy voel of wat jy dink of wat jy sê, hy weet dit, maar hy kan dit hanteer. En ek wil net vanmôre sê, God is nie so insecure in homself dat jou vrae en my wonders en waaroms hom van stryk kan afbring nie. So, vir 'n feit weet ons dat God nie Dawid verlaat het nie. Dat God saam met Dawid was, selfs in sy moeilike, alleen, donker seisoene, het God hom gedra. Want as ons van Dawid se ander psalms lees, en dis die wonder van terugkyk, Engels het 'n mooi woord, retrospect. En het jy al agtergekom, baie keer wanneer 'n mens terugkyk oor tyd, dan besef jy, wow. En net in die volgende Psalm 23, en ek sê nou nie, Psalm 23 was nou 3 weke na Psalm 22 geskryf nie, ons ken nie die tydsduur nie. Maar weet jy, ek en jy weet wat in Psalm 23 staan, en as jy Psalm 23 quoteer hier in jou gedagtes nou, gaan jy vir my sê, hey Ledge, God het nooit Dawid alleen gelos nie, want Dawid het selfs gesê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. Dis die wonder van terugkyk. So Dawid kon terugkyk, en al het dit vir hom gevoel, dat daar tye en omstandighede was, wat het gevoel het dat God ver van hom was God eintlik daar, en het God hom ondersteun, en die heeltyd deurgedra. So, hoe bring ons Dawid se woorde, en Jesus se woorde aan die kruis by mekaar uit? Hoe connect dit met mekaar? Nou moet jy by wees. Bybly. So,
Jesus is in 'n groot mate, nie in 'n groot mate nie, Jesus is die groot mate. Jesus is die vervulling van baie van dit wat ons in die Ou Testament lees. Kan jy my gelyk gee? Maak dit so, dan weet ek. As jy so maak, dan moet ek dit verduidelik. Okay, dat ek net sien. Jy's nou maak almal so, hulle is nie bang, hulle is bang vir daai oorverduidelik. Baie keer wil mense nie die Ou Testament lees nie. Maar die Ou Testament behels 2/3 van ons Bybel. En ek weet partykeer is dit taaf en is moeilik en is intens. Maar Jesus is die vervulling van die Ou Testamentiese profeseë. Jesus is selfs die vervulling van baie van die Ou Testamentiese figure. So daar's 'n begrip wat gebruik word, die ware en die beter. The true and the better. Nou daar's dit. En dis op jou blaadjie ook. Jesus is die true and better, ware en beter. En ons gaan nou 'n paar voorbeelde invul, net vinnig. Sodat jy dit sal verstaan. Want onthou, ons wil nou die koneksie maak tussen Dawid se woorde, waar hy gesê het, my God, waarom? En Jesus se woorde, my God, waarom? Dis belangrik, want dit gaan vanmôre vir jou iets amazing beteken. So dink vir 'n oomblik, kom ons gaan na Abraham toe. Onthou julle Abraham, dit was in die geslagsregister. So dink nou aan Abraham. Wat doen God? God kies vir Abraham en hy sê vir hom, los jou huis, los jou pa, los alles wat vir jou bekend is en kom volg my. Julle weet mos dit het so gewerk, né? So hy los sy vader se huis, sy bekende land, hy gaan na 'n donker, onbekende plek toe en hy volg God. Okay? Dink vir 'n oomblik aan Jesus. Jesus los die bekendheid van sy vader. Hy los die hemel. Hy kom na 'n onbekende, sondige, donker wêreld toe. Filippense skryf Paulus, ek dink Filippense 2 vanaf vers 6. Hy sê Jesus het hom ontledig van al sy mag en sy heerlikheid en aan die mens gelyk geword en. Okay? So dink nou aan Abraham. Abraham verlaat alles. Dink aan Jesus. Hy verlaat alles. So, hier is die begrip. So wat is Jesus? Hy is eintlik die vervulling van dit wat Abraham begin het. So Jesus is die ware en beter Abraham. Vergeet nou die persoon, dink aan sy missie, né? Want Abraham was die vader van die geloof, maar Jesus was die begin. Hy was die vader, as ek dit so kan uitdruk, van dit wat ek en jy beleef. Die Christelike geloof, bevryding, verlossing. Okay, gee julle almal my gelyk, is julle mooi by? Okay. Kom ons dink aan Moses. Ek gaan net hom gebruik en dan kom ons by Dawid. Dink aan Moses. God wek hom op om wat te doen? Die volk te bevry uit slawerny uit Egipte. Dink weer aan die bloed, aan die deurposte, daai eerste Passover. Dink aan Jesus. Wat kom Jesus doen? Hy kom bevry ons van die mag van sonde en slawerny. So hy kom vervul Moses se roeping. Kan ons dan sê Jesus is die beter en die ware Moses? Is julle almal hier? Okay, julle is so slim, ons kan nou aangaan. Dink nou aan Dawid. Dawid begin deur, ons weet nou van toe hy skape opgepas het, maar dink net aan Goliat.
Julle weet mos wat was gebeur? So Goliat was van die Filistyne, hy het eintlik die slagordes van die Here, hy het eintlik God uitgetart. En Dawid bring 'n oorwinning vir die volk, vir sy mense, sonder dat die res 'n vinger verroer. Wat kom Jesus doen? Hy kom en hy oorwin die vyand van sonde, dood, en, sonder dat ek en jy 'n vinger verroer het. Kan ons vandag sê, Jesus is die ware en die groter Dawid. Okay. Julle, ek is so bly julle snap dit, want nou bring ons hierdie konnotasie by mekaar. Dink nou weer aan Dawid se woorde in Psalm 22 en meer as 1000 jaar later uiter Jesus hierdie einste woorde. So, as Jesus dan Dawid se oorwinning vervul het, ek kan nou weer daarna toe kom. As die ware en die beter, die groter Dawid. Dink nou vir 'n oomblik aan Dawid se lyding, se worsteling, se verlate, eensame gevoel, sy uiting, my God, waarom het U my verlaat? Dawid voel verlate. Hy voel alleen in hierdie donker plek, angstig. Almal soek sy lewe. Almal wil hom doodmaak. En Jesus hang aan die kruis. Dis nie net fisies donker om hom nie. Dis emosioneel, psigies donker. En Dawid roep uit, Jesus roep uit, my God, waarom het U my verlaat? As Jesus die ware en beter Dawid is, het Jesus nie net Dawid se oorwinning vervul nie, maar Jesus het Dawid se lyding vervul. Is dit nie mooi nie? So wat Dawid ervaar en gevoel het, spreekwoordelik, het Jesus fisies ervaar. Is dit mooi? Kan ons die Here net daarvoor 'n lofoffer gee? Dis 'n halfhartige offertjie daai, maar miskien verstaan jy nou nog nie heeltemal mooi nie. Okay. Nou, om dit te verstaan, moet jy teruggaan na Psalm 22 toe. Meer as 1000 jaar voor Jesus aan die kruis hang, is Dawid in hierdie donker put. En roep hy uit. En ek het dit daar uit die boodskap uitgehaal, net omdat jy gewoond is aan die ou Afrikaanse vertaling. Wat sê hy? Waarom los U my heeltemal alleen? U help my nie. Ek skreeu totdat ek blou word, maar U is weg. My God, waarom het U my verlaat? Ek bid, ek roep, ek vra, U is weg. En daai kleindogter van ons sê, huil, droewiglik. Ons is almal nog daar. Dawid ervaar dit. Hy voel dit. Maar Jesus beleef dit. Geef my die volgende een asseblief. Jy doen so goed daar. Hy sê ek hang tussen stinkende dooies.
Dawid het nie eendag gehang tussen stinkende dooies nie. Hy het so gevoel. Kan julle onthou waar hang Jesus? Tussen twee rowers, kriminele. Die boodskap gee dit net so 'n bietjie ekstra stinkende dooies. They were as good as dead. Hulle het nie daarvan afgekom nie. Een is hemel toe, die ander een weet ons nie. Hulle spot met my. Gaan lees bietjie die evangelies, kan julle onthou dat hulle met Jesus gespot het? Dawid voel hulle almal spot met my. Jy dien mos God. Waar is jou God nou? Onthou julle het vir Jesus ook gesê, so red jouself en vir ons, as jy dan mos nou God is. Ek wil net vir jou sê, daar sal mense wees wat vir jou ook sal sê, hoekom hou jy vas aan die Here? Hy's nêrens te vind nie, man. Corrie het Vrydag verjaar. Geluk, Corrie. Maar so 4 jaar terug, toe lê hy daar in ICU. Miskien sal mense vir jou ook sê, nee wat, hierdie God, it's not worth it. Dawid ervaar iets. Hy beleef, hy voel dit, maar Jesus ervaar dit fisies. Geef my die volgende een. Hy sê, ek voel soos water wat op die grond uitgegooi word. Onthou julle, Jesus het op 'n stadium gesê, en daar sê hy, my tong is dik, dat ek nie kan praat nie. Ek het dors. Wow, is dit nie mooi nie? Jesus is die groter en die beter Dawid. Hy vervul nie net sy oorwinning nie, hy vervul ook sy lyding. Hoekom? Kan Dawid kom? Wat sê hy? Nou sê hy vinnig vir my. Hy sê, my hande en voete is stikkend gesteek. Ek weet nie van Dawid se hande en voete wat stikkend gesteek was nie. Hy het dalk gevoel, maar Jesus sinne was deurboor. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? Ja, dis amazing. Ek moet net myself kry, ek weet nie eens waar ek op hierdie blaaie nie. Ek dink daar's een wat ek gemis het en dis vers 19. Hy's op jou blaadjie, maar hy's nie op die bord nie. Waar Jesus sê, op die blaadjie sê hy sê, hulle vat my besittings en hy deel dit onder mekaar. Ek en jy weet wat sê die evangelie. Hy sê wat? Hulle het my klere gevat en hulle die lot, hulle daaroor gegamble. Wat Dawid gevoel het Jesus fisies ervaar. Wat Dawid spreekwoordelik hier beskryf op daardie oomblik wat hy ervaar, maar hy is alleen, God het my verlaat, word 'n werklikheid van Jesus aan die kruis. En as hy uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Het hy fisies ervaar hoe dat God hom verlaat. Hoe dat God sy rug op hom draai. Waarom? Hoekom? En dis die profeet Jesaja wat vir ons sê, waarom het Jesus dit fisies ervaar en beleef dat God hom verlaat het en God sy rug op hom gedraai het. Jesaja, nog lank voor Jesus op die toneel gekom het,
kom Jesaja en hy praat hieroor en Jesus, kan ons nou vandag sê, is die groter profeet van Jesaja se woorde. Hy sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Jy ken hierdie skrif. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede gee, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Geliefdes, die waarom is ons ongeregtigheid en ons oortredinge. Kom ons sit dit in een woord, ons sonde. Het jy agtergekom? In ons dag praat ons nie meer van sonde nie. Ons praat van ons foute. Ja, maar jy moet onthou, ek is 'n mens, ek het foute. Ek het tekortkoming, ek het 'n paar flaws, jy weet. Ek is nie perfek nie. Ons praat nie graag van sonde nie. Dis ongewild. Want sonde is iets anders. Sonde is aspres, opsetlik. Sonde is gewigtig. Iets on purpose. Dis moetswillig, dankie. Die realiteit is, mense, maar kom ons praat van ons hou nie daarvan om na sonde te verwys nie. Ons verwys net eintlik na sonde spotterde wys, jy weet. As ons te veel geëet het, dan sê ons, ek het nou sonde gedoen. Ons maak dit af. Asof dit geen big deal is nie, asof dit net foute is. Flaws is. My menslikheid. Geliefdes, as ons dit afmaak, as niks, dan wil ons eintlik vir onsself ook wys maak en sê ons eintlik vir onsself dat Jesus onnodig gelei het aan die kruis. Dat Jesus vir 'n paar honest mistakes gesterf het. Dat hy vir 'n paar flaws gelei het. As dit dan waar is, kan ons eintlik mos nou vir mekaar sê, maar dan is God baie onregverdig. God is dan wreedaardig en he's actually vindictive. Ek weet nou nie wat is die mooi Afrikaanse woord daarvoor nie. Om Jesus te laat sterf, om sy rug te draai op Jesus, om hom te verlaat oor 'n paar klein foute. Hoor jy vanmôre wat ek sê? Geliefdes, sonde is katastrofies. En dis Paulus wat skryf aan die Romeine, wanneer hy sê, die loon van die sonde is die dood. En hierdie woord verwys nie na 'n afsterwe van iemand nie. Hierdie dood waarna Paulus hier verwys, is hierdie verlatenheid. Wanneer God jou verlaat en sy rug op jou draai. Kom ons gee dit 'n ander naam. Hel. Ons praat ook nie meer eintlik oor die hel nie. Nee? Of wanneer ons oor die hel praat, dan praat ons ook maar spottende wys oor die hel. Geliefdes, die hel is nie 'n mannetjie met 'n vurk en oortjies en 'n vuur nie. Die hel is die hel omdat God nie daar is nie. Dis God se verlate.
It's God forsaken. Wow. Jesus vra, my God, waarom het U my verlaat? Dawid ervaar dit. Hy voel God verlate. Jesus beleef dit. Jesus beleef in daai oomblik hel. En hy vra, my God, waarom? Waarom het U my verlaat? Hoekom draai U aangesig van my af weg? En hoekom? Hoekom gebeur dit? Dit gebeur, geliefdes, en ek en jy verstaan nie daai misterieuse transaksie nie. Toe Jesus aan daai kruis hang, en hy dra jou en my, hy dra ons sonde skuld. Hy betaal die prys, nie vir ons foutjies en ons flaws en ons slegte gewoontes nie, vir ons sondige toestand, die feit dat ons nie God of Jesus erken het vir wie hy is nie. Deel 1. Vader, vergeef hulle. En in hierdie oomblik kom al die sondes, joune en myne, op Jesus. Hy voel dit nie net nie. Dit druk op hom. En God draai weg. En God verlaat sy eie seun, terwille van jou, terwille van my, terwille van die sonde van die wêreld. Hoekom? Behalwe om ons vry te maak van sonde, sodat ek en jy nooit ooit weer, en hoor dit mooi, verlate hoef te wees nie. Dank God. Sodat ek en jy nooit weer verlate sal wees nie. Jesus ervaar hier die egte verlatenheid van God, sodat ek en jy dit nooit weer hoef te ervaar nie, sodat in ons donkerste oomblik, wanneer dit vir ons voel dat God nêrens te vind is nie, wanneer ons voel dat hy weg is nie, dan is hy nie weg nie, hy is daar, hy is nader as wat ek en jy besef. En ek het hier 'n woord gebruik en dit klink dalk moeilik en dit klink dalk kras. Ons hoef dit nie weer te ervaar nie, because it was already satisfied. Dit was alreeds bevredig in Christus. Nie omdat God wraaksugtig is en vindictief is nie, maar God is 'n heilige God en sonde is nie net foutjies nie. Sonde is 'n vlek wat nodig is om weggeneem te word, en dit kan net op een manier weggeneem word, deur die bloed van God self in Jesus Christus. Ek moet klaarmaak. Ek moes al lank klaar gemaak. Beteken dit dan dat ek en jy nooit donker oomblikke in ons lewens gaan ervaar nie? Nee. Dankie Madeleine. Daar sal donker oomblikke wees. Daar sal moeilike tye en omstandighede in ons lewens wees. Daar gaan goed wees wat ons moet face, wat ons nie verstaan nie en wat dit vir ons voel, maar God is nou net te ver. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, en ek wil dit vir my vanmôre self sê, Jesus het daai verlatenheid fisies gedra, en al voel dit vir jou donker, en asof God nie daar is nie, hy is. Ons kleindogter, daai oomblik toe sy so huil, kon sy nie dink, daar was almal is nog daar nie. We were all still there.
Nobody deserted her. Sy het gevoel, sy is. Jy voel dalk vandag so, maar ek wil vandag vir jou sê, Jesus het nie so gevoel alleenlik nie. Hy het dit vervul. En Paulus skryf in Romeine, en jy kan dit self later gaan lees, toe ons nog sondaars was, het Christus vir ons kom sterf. Ek is dankbaar vanmôre daarvoor. Geliefdes, dis liefde. Dis liefde. Dis liefde. Dis liefde. En om by hierdie liefde uit te kom, moet ek en jy insien dat sonde werklik waar katastrofies is. Ek het nou ook daai woord gebruik. So wanneer ons oor sonde praat, is dit nie eintlik om iemand te laat sleg of skuldig voel nie. Nee, inteendeel, dis eintlik om jou geliefd te laat voel. Want ten spyte van jou sonde, het God reeds Jesus aan die kruis laat hang. Het hy reeds sy gesig weggedraai, sy eie seun verlaat, sodat, sal jy met my saam sê, dis liefde? Dis liefde. En dis Hebreërs skrywer, en kom ons maak klaar. Hy sê, en Jesus het alles verdra en verduur, omdat hy geweet het. Hy het geweet wat vir hom voorlê. Hy het dit met blydskap gedra, dit maak amper nie sin nie. But he knew. Wat het hy geweet? Hy het geweet, hy gaan weer aan die regterhand van die Vader wees. He knew where he was headed. Geliefdes, kan ek vanmôre dit pertinent duidelik hardop sê, ek en jy as gelowiges is almal op pad. Ons het nog nie gearriveer nie. Ons tuiste, ons ewigheid is saam met God. Saam met God. Waar? In die hemel, in sy teenwoordigheid, van aangesig tot aangesig, by mekaar, om nooit weer geskei te word, of nooit eens daai gevoel te hê nie. But to get there, is sometimes difficult. En vir diegene van ons, wat al 'n huweliksmaat of iemand verloor het deur die dood, is dit swaar. Want jy voel alleen. Jy voel verlate. Maar daar's 'n groter prentjie wat ek en jy moet insien. Prentjie van die ewigheid. Hierdie wêreld, hierdie tydelike, is nie ons ewige bestemming nie. Kan ons aanbiddingsspan vorentoe kom? And every time, when you feel you walking alone, know that God is with you. God is met ons. Voordat jy heeltemal toe, net daar aan die einde van jou blaadjie, maar gaan lees dit net. Dit was vir my so amazing toe ek dit lees terwyl ons aanbiddingsspan. John Newton het Amazing Grace geskryf. Julle ken mos Amazing Grace. Gaan Google net bietjie John Newton se hele storie. Hy was 'n slawehandelaar wat tot bekering kom. Maar hier aan die einde van sy lewe het hy dementia gehad. En dan sê hy, I'm losing my mind, but there's two things I remember. En ek wil vanmôre dit vir jou sê, Nick. En vir elkeen wat vanmôre hier sit, just remember these two things. I'm a great sinner, but Christ is a great Savior. Kan ons vir die Here lofoffer gee? Sal jy saam met my staan? En selfs in daai donker oomblikke, daai alleen oomblikke,
Weet dit. Jy's nie alleen nie. Jesus is die ware en beter. Hy is die ware en beter mens. He will not just fulfill our suffering. He will also fulfill our victory. And His victory will be our victory. Maar dan moet ons volhard. Nie terugkyk nie. Ons hand op die ploeg hou en vorentoe kyk. Kom ons sing hierdie koorvers of hierdie lied saam as 'n verklaring vir môre. Here, ek weet U is met my. Standing on this mountain top, looking just how far we've come, knowing that for every step you were with us, kneeling on this battleground, seeing just how much you've done, knowing every victory was your part in us. Scars and struggles on the way, but with joy our hearts can sing. Yes, our hearts can sing. Never once did we ever walk alone. Never once did you leave us on our own. You are faithful, God, you are faithful. You are faithful, God, you are faithful. Kneeling on this battleground, seeing just how much you've done, knowing every victory was your power in us. Scars and struggles on the way, but with joy our hearts can sing. Yes, our hearts can sing. Never once did we ever walk alone. Never once did you leave us on our own. You are faithful, God, you are faithful. You are faithful, God, you are faithful. Scars and struggles on the way, but with joy our hearts can sing. Never once did we ever walk alone, carried by your constant grace, held within your perfect peace. Never once, no, we've never walked alone. Never
Ons het vanmôre begin sing deur asem. Breath. Onthou julle? En nou maak ons dit klaar. So wil jy nie maar net 'n diep asemteug intrek nie? En net vir jouself sê, ek is nie verlate nie. Ek is nie alleen nie. God is met my. Jesus het dit vervul aan die kruis. Amen. Kan ons vir die Here lofoffer gee?